Hier by Tel Dothan kan ons die put sien waar Josef se broers vir hom ingegooi het. En ek lees graag uit Genesis 37 vers 24. Hulle het hom toe gegryp en hom in die put gegooi. Die put was leeg, daar was nie water in nie. Josef was die eerstgeborene van Rachel. Sy was Jakob se geliefde vrou. En daarom verstaan ons ook dat dit Jakob se oogappel was en hy het van jongs af 'n besondere plek in sy vader se hart gehad. Sy broers het gesien hoe hy voorgetrek word en hoe hy spesiale aandag kry. En hierdie voorkeer, saam met sy opvallende, pragtige, veelkleurige jas, het 'n stil wrevel en jaloesie in sy ander 10 broers se harte geplant. En hulle het begin planne uitdink hoe om hom uit die weg te ruim. Die familie het in Kanaan gewoon. En op 'n dag het Jakob vir Josef opdrag gegee om te verneem hoe dit met sy broers gaan. Hy moes na Sichem gaan, maar toe hy daar by Sichem aankom, toe het die broers al reeds weggetrek na Dothan toe. Josef het toe die pad aangedurf en hy het verder geloop tot by Dothan. Toe Josef by die veld aankom, het sy broers hom gegryp en in 'n droë put gegooi. Hierdie putte was gewoonlik uit kalksteen uitgegrawe en kon tussen 6 en 10 meter diep wees, en dit was dikwels sonder water. Vir Josef was dit soos 'n gevangenis, 'n donker, stil en afgesonderde plek van sy familie en sy drome af. Reuben het gehoop om hom later te kom red, maar toe 'n karavaan Ismaeliete verbykom, het Juda voorgestel dat hulle vir Josef verkoop. Uit die put op pad na 'n vreemde land. Dit was die begin van 'n seisoen van lyding. In Egipte is hy na Potifar se huis, toe na die tronk en uiteindelik na die paleis. Intussen het Rachel gesterf en Jakob se hartseer het die gesin se smart verdiep. Tog werd die Here se teenwoordigheid selfs in die stiltes van lyding. Josef self erken later, in Genesis 50:20 lees ons: "Julle het wel kwaad teen my beplan, maar God het dit ten goeie laat meewerk." Hier is die put 'n simbool van pyn en verwerping en van menslike jaloesie, maar dit is ook 'n poort waar die Here se groter plan kon ontvou. Wat soos 'n einde lyk, kan die begin van seën en verlossing wees. Hierdie verhaal nooi ons om vertroue te hê, selfs in die donkerste putte waar ons onsself bevind. Wanneer ons misverstaan word, wanneer ons onregverdig behandel word, wanneer ons drome lyk of dit nooit gaan realiseer nie. Die Here se werk is stil, dikwels ongesiens, maar altyd doelgerig. Die put is nie die einde nie. Dit is soms die voorbereiding vir 'n groter roeping. Soos Josef se pad van lyding uiteindelik gelei het tot die redding van Egipte en Israel. Vandag moet ons moed by mekaar maak. As ons voel of ons in 'n put gegooi is, moet ons op ons knieë kom en ons moet na die Here uitroep, want hy gebruik selfs hierdie donker plekke om vir ons in die toekoms te kan seën. Amen.